Goeiedag, jy is ingeskakel hier in die program. Mense en ons stories saam met my Natasha Fiek. Nou dis altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier en ook hier op die program mense se stories met jou te kan deel. Nou ek vertrou dat jy geniet nog een en elke storie wat hierdie afgelope tyd in seisoen 3 hier op Mense en ons stories gespeel was en dat jy dit ook deel met jou vriende en met jou familie. Nou vandag het ek 'n splinternuwe gas met my in die ateljee. Dit is Sophia Minus en sy gaan haar storie saam met ons kom deel. So goeiedag Sophia, gaan dit saam met jou en goed om jou hier by ons te kan hê vandag. Goeiedag Natasha, dit gaan baie goed, dankie, die Here is goed. Amen, amen. Sophia, vertel ons 'n bietjie van jouself. Wie is Sophia Minus? So ek sê altyd ons word gebore en ons sterwe, maar hier tussen in die streepie is wat niemand altyd weet as jy verby iemand se graf stap nie. Nou dit is wat ons hier doen. Ons vertel ons stories. Vertel eers vir ons Sophia, wie is Sophia Minus? Ek is Sophia Minus. Was getroud, is nou 'n enkelmoeder. Ek het 3 kinders, 2 seuns en 'n dogter. Pragtige kinders, ek is baie lief vir hulle. Ek bly tans in Grabouw. Ek het in Potterrivier ook gebly, maar ek het teruggetrek Grabouw toe. En ek is 63 jaar oud. Okay, jonk, 63 jaar jonk. Nou ek sê altyd Sophia hier op Mense en ons stories is ons besig om ons lewensverhale te deel met ander, want daar is soveel mense wat in pyn sit, daar is soveel mense wat gebroken is en wat baie keer nie weet wat om met hulle pyn te maak nie, en dan baie keer dink mense dat hulle sit alleen in die pyn in, dan weet hulle nie dat daar is vele ander wat ook dieselfde pad geloop het, wat hulle ook geloop het, en dit is wat ons hier doen, ons kom vertel mense ons storie, sodat ons vir jou kan sê dat as die Here dit vir my gedoen het, as die Here dit vir Sophia kan gedoen het, dan kan die Here dit vir jou ook doen. En dit is wat ons hier doen. En wanneer ons ook ons stories deel, onthou net dit is nommer 1 om die Here se naam groot te maak. Nommer 2, ons deel nie ons stories om enige iemand te na te kom of seer te maak nie. Ons kom deel net ons stories sodat mense kan weet dat die Here is nog steeds besig om te red, is nog steeds besig om te verlos en hy is nog steeds besig om te genees. Sophia, vertel vir ons 'n bietjie jou storie. Is vir my 'n besonderse groot voorreg om vanmôre hier te wees, om my verhaal aan julle te vertel. Ek was getroud op die 10de September 1983. 'n lieflike man. Ek het altyd gesê die man is die mooiste man in die hele wêreld. En maar dit is nie altyd waar. Ja, hy was baie mooi, maar hy het vir my 'n harde lewe gegee. En ek het in Potterrivier gebly en ek en my man en ons het 'n seentjie gehad en op daardie oomblik moes ek by my skoonmense inbly. Dit was ook 'n groot verhaal, maar ons sal op 'n later stadium daarvan hoor. En my man was 'n Eskom-werker, so hy was betrokke by Eskom en hy het skofte gewerk. So ek was die meeste van die tyd maar alleen. En dit was vir my 'n klare probleem, want ek is 'n alleen mensie. Maar gelukkig kon my baba darm toe daai leemtes vul. En toe ons in my 2de jaar van getroude lewe het ons Grabouw toe getrek. Toe ek nou in Grabouw kom met hierdie klein babietjie, toe daar nou 'n snaakse ding gebeur. Al die mense rondom my het van dit gepraat. Ek was die enigste een wat dit nie geweet het nie. Ek sê toe vir myself, maar hoekom kyk die mense dan vir my so snaaks aan? Ek is 'n vrolike vinkie en ek kan nie verstaan hoekom die mense vir my so kyk totdat 'n vriendin eendag by my kom. En sy vra my nie, weet jy wat rondom jou aangaan? Ek sê nee, vertel. Sy sê, jou man is besig met 'n buiteegtelike verhouding. Ek was so geskok, ek sê dit kan nie wees nie. My man, ek sê nie, my man sal nie dit doen nie. En ek, soos ek maar nou altyd is, glo nie voordat ek sien nie, ek wil dit eers sien. En ek het toe nog maar, so in die stilte, het ek maar probeer uitvind wat aangaan. En eendag het my suster vir my gekontak, en sy vra, weet jy van
van die dame wat jou man het. Ek sê, jy's nou al die tweede persoon wat vir my dit sê, so daar moet waar 'n vuurtjie, rookie trek, brand 'n vuurtjie, dit moet dan die waarheid wees. En ek dink toe, ek gaan hom nou konfronteer, en ek vra toe, is jy miskien in 'n verhouding? Want dinge lyk ook snaakserig hier in die huis, jou optrede is nie meer dieselfde nie, wat gaan aan? Hy stryd toe, en toe in daai jaar, toe's ek 3 jaar getroud, in die September maand, en hy vra vir my, weet jy, wat 'n dag is dit vandag? Ek sê, of course, ek sal mos nie dit vergeet nie, dit was dan my mooiste dag in my hele lewe. Hy sê, ja, dit is ons huweliksherdenking, toe sê ek, maar, dis nie vandag vir my so mooi nie, want daar is mos nou 'n lelike streep by. Hy sê, waarvan praat jy? Toe sê ek, nee, ek praat van die verhouding wat ek al reeds van vir jou genoem het. En ek dink ons stop sommer net vandag hier op die 10de September, en dan stop ons sommer maar nou hier. En hy is toe nou ongelukkig, ek sê, nee, jy neem vir my na die dame toe, ek wil gaan kyk wie is sy, ek wil weet wat gaan aan, en wat maak vir haar so besonder en beter as vir my. En teen sy wil moes hy maar nog gaan, want ek drink toe daarop aan, en hy vat my toe maar dit is nou na werk toe. En toe ek nou by haar werk kom, toe sê sy, maar ek kan nie mense ontvang by die werk, toe sê ek, maar is reg dame, ek sal tot by jou huis gaan. En ek gaan toe tot by haar huis, en dan maas toe baie ongelukkig toe ek daar aankom. Ek sê, vrou, jy moet na jou kind gekyk het. As jou kind rondry in my motor, saam met my man, dan sy nie onskuldig is so, jy moet nou maar aanhoor wat jy moet aanhoor. Ek praat toe met haar en sy sê, maar ek ken jou man al baie lank al. Toe sê ek, ja, dit was in jong tyd, hy is nou 'n getroude man, op daardie stadium het ek al 2 seuns, en ek sê, hy 2 seuns, en hulle is nog baie jonk, en hoe kan jy nou in my huwelik kom inmeng? Ja. En sy wou nog stryd, toe sê ek, nee, moet nie stryd nie, mevrou Mynes, jy is mos nou die nuwe mevrou Mynes. Jy gaan vandag by my huis kom intrek, want ek gaan vandag uittrek. Ek het besluit, ek het genoeg gehad, ek is net te jong getroud om so 'n lewe te hê, en ek voel dit is reggie. En ek vra toe vir hom, die vrou sê nou, sy is betrokke, is jy betrokke? Hy moes toe maar teen wil en dank moet hy maar toe nou instem. En ek sê vir haar, jy was in jong tyd met hom bevriend, dis reg. Ek het niks daarteen nie. Maar nou is ek getroud met die man, so jy kan mos nie nou in my huwelik kom inmeng nie. En ek stap toe daar uit, ek sê toe, laat ek net die stof van my voete afskud, want as 'n mens met lelike mense te doen het, dan kan jy nie nog by hulle vertoef nie. Ek gaan toe en ek sê vir hom, ek gaan trek. En hy sê nee, hy beloof, hy gaan nou stop met die verhouding, en ek aanvaar het toe nou maar so. En terwyl ek nou by die huis kom, is ek so ongelukkig, ek huil, ek sê vir die Here, hoekom het u dit oor my pad gebring? Ek is 'n jong vrou nog, en ek kan nie dit hanteer nie. En so het ek maar die aangesig van die Here gesoek, en gebid, en gesê, Here, gee net vir my daai vergewensgesindheid teenoor my man, dat ek nou nie dit teen hom sal hou nie, want dit gaan 'n impak op my huwelik het, en die Here was so getrou. Die Here was getrou. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde. En ek het aangegaan as normaal, asof niks gebeur het, en my hart was baie seer, maar ek het aangegaan as normaal, asof niks gebeur het, en die man het my nou nog aangegaan met sy dinge, en so het ek toe nou maar besluit, ek gaan op my kant aan, hy gaan op sy kant aan. En op 'n stadium het hy so kwaad geraak vir my, in 'n naweek, dat ek weet nie of ek nou dit opgebring het nie, en hy sê toe vir my, maar jy moet ophou met die goed, want ek gaan vir jou slaan, vrou. Ek dink, slaan, ek is mos nie 'n slaan sakkie. Maar die dag toe was daar nou rusie, en hy begin toe sommer net klappe uit te deel en vir my te slaan. En ek hardloop by die deur uit en af in die straat, en hy kom met die kar aangery, en hy ry agter my aan, en ek is by 'n vrou se huis in, en by die voordeur in, en by die agterdeur uit, en hy kry my toe uiteindelik. En is amper soos in 'n sirkel, en daar
bly heel wat mense en die mense kom staan en kyk toe hy vir my in die straat slaan. Ek was so ontevrede en ongelukkig. En my 2 kindertjies is ook nou nog in die kar, hulle koppekap links en regs, soos hy nou jaag om vir my in te ry. En hy sê, as jy nou by die huis kom, gaan ek vir jou doodmaak, vrou. Ek dink toe, waarvoor wil jy vir my doodmaak? Jy is die een wat oortree het en nou wil jy vir my doodmaak. En so het ek maar nou aanbeweeg en niks gepraat nie. En maar my kinders versorg en aangegaan met die lewe. En dit het so lank aangehou en een dag, toe bid ek, Here, U moet asseblief vir die man 'n dogtertjie gee. Want in die plek van my tweede seun wou hy eintlik 'n dogtertjie gehad het. Maar die weë van die Here is onbekend. Ja. Die Here gee vir jou wat jy moet hê. Ja. Jy kan nie kies en keer na hartelus wat jy wil hê nie. Die Here gee vir jou wat hy wil gee. En Amen. ek bid en ek sê, Here, U moet asseblief vir my 'n dogtertjie gee. Laat die man kan sien dat U lewe. En ek vra vir die Here, Here, die kind moet net soos sy lyk. Sy moet sy oë hê, sy moet sy kleur hê, sy moet sy bene hê, sy moet alles van hom hê. Sy kan maar pittekop ook hê, Here. Maar sy moet net soos hy lyk, sodat hy kan glo daar is 'n God wat lewe. Ja. En weet U, die Here was so getrou, nie lang daarna nie. Ek is nog op 'n toer Durban toe. Toe ek terugkom, toe is die man kwaad, want ek was mos nou die hele tyd weg. En toe het ek net snaaks begin voel. Ek dink toe, ja, hoekom voel ek nou so? En een Sondag toe sa weer risie en ek is kwaad. Ek sê, ek is klaar. Ek sê vir die Here daai oggend, ek sê vir die 2 seuns, kom as julle wil saamkom, mami gaan nou Eerste rivier diens toe. Kom as julle wil saamkom. Maar voor ek ry sê ek vir die Here, ek is moeg. Ek is klaar. Ja. Ek het genoeg gehad. Ja. Ek wil nie meer by die man wees nie. Ja. Die man maak my te seer. Hoekom moet ek by hom bly as hy vir my so mishandel? En toe ek by die kerk kom, ek was nog laat daai oggend. Toe sê die pastoor, ja, jy's 'n prinsipaal, maar jy bly laat. Kom in en kom neem jou sitplek in. En ek sit so aan die regterkant. En die diens begin en pastoor sê toe hulle met 'n koortjie speel en toe hulle die koortjie speel, toe stop hy sê stop. Hoor wat sê die Here? En die Here sê, hier's 'n vrou vanoggend ingekom wat kant en klaar is met haar huwelik. Ek is geskok, ek dink, hoe weet pastoor die goed? Hy sê, sy sit aan die kant, aan die regterkant, en hy sê, jy moet uitkom vrou, dat ek vir jou kan bid, want jy het vir die Here vandag gesê, jy's klaar, jy wil nie meer na huwelik wees, jy het genoeg gehad, die man mishandel vir my Here, ek is kant en klaar, ek gaan nie meer aan met die huwelikie, en ek staan op, en ek huil, en ek snik, en pastoor huil saam met my, en hy sê vir my kind, my kind, nee, nie so nie. Kyk net wat gaan die Here vir jou doen. Toe sê ek, pastoor, jy sê nie huwelik met die man nie. Ek is die een wat in die huwelik is met die man. Hy behandel my nie goed nie, en ek kan nie meer nie. Pastoor sê, kyk wat die Here vir jou gaan doen, my suster. En hy bid oor my, en ek is so huis toe. Die maandag is ek dokter toe, en die klein kind van my, die jongste seun is siek, en ek vat hom saam. En hy sit daar binne terwyl die dokter vir my ondersoek, en die dokter sê, geluk mami. Ek vra, wat is 'n dokter? Hy sê, jy gaan 'n baba hê. Ek sê, gaan ek 'n baba hê van die man? Ek wil nie meer 'n baba hê van hom nie. En hy sê, geluk, een op die arm en een in die maag. Ek is so kwaad, want ek wil nie die man meer hê nie. En Boetjie is so opgewonde, hy kan nie wag om by die huis te kom nie. Ons is toe huis toe, kom by die huis toe, sê, Daddy, ek wil vir Daddy iets vertel. En sê vir sy pa, die dokter het gesê, ons gaan 'n baba hê. Ek praat nie met die pa nie, ek is kwaad nog van die Sondag af. En ek is agter in die agterplaas by die wasmasjien. Ek kom staan in die deur en hy vra, is dit waar wat die kind sê? Toe sê ek, jy stel nie eintlik mos belang nie. So ek kan nie nou nog met jou hier oor praat nie. Ja, dit is waar, maar ek wil nie daaroor praat nie. En dit het so effens die stryd verlig.
want daar kom ons nou 'n nuwe baba. Maar dit het nie weggeneem nie, dit het net so 'n ligpunt gebring. En baba is toe gebore en die pragtigste baba, sy lyk net soos haar pa, op haar na haar pa. En sy het baie lig gebring in die huis. Want daar is ons nou lewe en die boetas is bly en Sissie is nou daar en die pa is opgemaak en alles het nou net weer goed gegaan. Tot na 4 maande, toe begin het maar net weer. Ek is so ongelukkig, ek dink, jene, ek het nou al 'n baba ook gekry, kan die man nie verander nie. En terwyl sy so opgroei, eendag, toe staan ons ook so in Risie maak, en hy slaan vir my voor haar, en dit was vir my te veel. Ek dink, my seuns is nou al deur dit, hier moet ek nou my dogter ook deur dit sit, ek gaan nie meer dit kan, ek kan dit nie meer vat nie. En ek het daar uitgehardloop en ek vat haar na eentjie en ons hardloop om na die vroukie waar sy altyd gebly het. Hulle wil nou nog weet wat gaat aan, toe sê ek net, ek is net ongelukkig. Maar in my hart besluit ek toe nou, ek het nou genoeg gehad, ek trek nou uit my huis uit. Toe Sissie 9 jaar oud is, toe trek ek uit my huis uit. Ek het eers vir my brief geskrywe, alles in die brief verduidelik, hoe ek voel, wat dink hy daarvan, wil hy nog aangaan. Hy het my nie geantwoord nie, en toe hy nie antwoord nie, toe dink ek, dit is nou my kans, ek gaan uit, kyk vir my 'n woonstel, en daai dag toe beskik die Here dit so, dat daar 'n woonstel beskikbaar is. Ek gaan bly toe in die woonstel, en ek en my dogter gaan bly toe in die woonstel. Die seuns is toe nou in die huis, die jongste seun is by sy pa, die oudste seun het polisieman geword, hy is in Hermanus. En terwyl ek so daar bly, het dinge net voorspoedig begin raak. Ek het net gefloreer en ek het beter gevoel oor myself, want ek was mos nou afgesloof en het was mishandel en het niks lekker gevoel nie, maar nou kan ek weer aangaan met my lewe. En eendag toe bel die jongste seun, "Mami, Daddy het siek geraak." Ek vra, "Wat nou?" Hy sê, "Dit lyk as 'n strook." Ek het die ambulans gebel, "Gaan mami kom," ek is toe nog op pad werk toe. Ek bel die hoof en ek sê, "Ek gaan nie vandag inkom nie, my man het siek geraak." Die hoof is toe net so ontevrede, want hy weet hoe, deur watter pad ek gaan, en hy wil nie ek moet gaan nie. Ek sê, "Meneer, ek moet nou maar gaan, want is die man en my man, ek moet nou maar gaan." En ek gaan toe nie skool toe nie, ek gaan toe hospitaal, toe daar kom, toe die dokters baie bekommerd, want dit is 'n massiewe strook wat hy gehad het. Toe het hy al 4 strokes gehad, en 4 hartaanvalle, 5 hartaanvalle, daai was nou die 5de strook wat hy gekry het. En terwyl ek daar so staan, toe dink ek, die Here is die Here. Ek sê, jy was nou so sterk en so arrogant, en jy het so vir my met 'n ysterhand regeer, en hier lê jy nou moet ek na jou kyk. Maar ek het nie sleg gevoel omdat ek nou moes kyk nie, want die Here is in my hart. Ek moet mos die beter een wees, en ek het toe nou daar gebly, en totdat die dokters nou oor hom gegaan het, en gehoor wat hy my keer, en ek is toe huis toe. Van daar af, het ek elke huis 'n mediekliniek opgeneem. Elke dag is ek van die werk af vir Sissie opgetel, dan gaan ek vir hom besoek. En toe hulle hom oorplaas Mitchells-Plain toe na Lentegeur Hospitaal toe, het ek 3 keer per week gegaan, en 1 keer per naweek, want dit is nog verder. En die eerste dag toe ek daar kom, toe hang hy soos 'n voël met 'n verminkte vlerk. So aan die een kant af, hulle help nie vir jou daar nie, jy moet jou daar self help, want jy moet aansterk mos nou daar. En hy hang so af, en die kinders huil, en hy huil, want hy het nie verwag ek sal kom nie. Hy het nog gedink, hy is nog verder verplaas, ek gaan nie kom nie, en ek dink toe net, laat ek nie die een wees wat die Here wil hê ek moet wees. Ek gaan nie dit teen jou hou nie, jy het my seer gemaak, ek gaan nie dit teen jou hou nie. En toe gaan ek nog gereeld vir hom kuier, en toe moet hy nou ontslaan word. En die maatskaplike werkers vra toe vir my, "Mevrou Meines, gaan jy nou na hom kom kyk?" Ek sê, "Nee, ek gaan nie. Ek gaan na hom kom kyk, maar ek gaan nie by hom kom inwoon nie, want ek het my nou uitgetrek. Ek gaan nie by hom terugtrek nie, want ek gaan nie vir my wees so laat behandel nie."
En ek het, toe hy ontslaan is die dag, het ek sy huis mooi skoon gehad maak, ek het vir hom alles gemaklik gemaak, en ek is elke dag na skool het ek opgegaan, vir Sissie opgetel, en het ek opgegaan, vir hom gaan versorg, sy medikasie gee, vir hom gaan bad, en vir hom in die bed gesit, en dat is ons weer huis toe. Ek is meer as 1 aand, 1 uur daar weg, dan moet ek nog Sissie se tuiswerk gaan help doen, ek moet gaan voorberei vir die volgende dag. Ek was moeg, maar dit was nie vir my moeite nie, want ek het gedink, as die kinders se pa, is my man, ek moet na hom kyk. En so het dit nou aangegaan, en ek trek toe later Botterivier toe. En toe ek in Botterivier gaan bly, toe sit nou verder, toe kon ek net, ek het eintlik vir hom gaan besoekie, ek het hom toe gesê vir sy familie, hulle moet my nou verder na hom kyk, want ek gaan nou trek, en dan is my kind verlang na 'n pa, dan het ek vir haar gebring, en dan sit ek maar daar voor die deur. Ja. En een dag, toe kom ek daar, sit ek daar voor die deur, en sy suster is toe daar, en hy wil curry maak, en sy vra, moet ek die curry aanmaak? Toe sê hy, nee, laat hy vrou wat daar buite in die kar sit die curry ko aanmaak. Ek dink, moet ek die curry ko aanmaak, jy wil niks met my te doen nie, maar nou moet ek die curry ko aanmaak, maar ek maak toe die curry aan. En ek sit toe nog 'n rukkie daar, en ek gaan sit toe maar weer buite in die kar. En so het dit my nog gegaan, as Sissie wil na pa toe kom, het ek nou vir haar gebring. En een Saterdag aand, toe bel my swaarse seun, Auntie Sophie, en my oom het nou siek geraak. Ek sê reg, hy is in die hospitaal opgeneem, en hy lyk nog al goedie. En ek sê toe vir die kinders, kom, ons moet nou almal maar gaan, want ons weet nie wat is die toestand nie. En ons het gegaan, hy is toe by my die kliniek, en ek sien toe maar, dit lyk nie goed nie, hy gaan dit nie maak nie. En ek staan toe daar by sy bed, en ek sê vir hom, ek is so jammer, dat ek nou vir jou hier moet kom kuier, maar dit is ons nou in die wil van die Here, ek kan ons nou niks hier aan doen nie. Hy is kwaad, hy is ongelukkig. Hoekom het jy gekom? Jy hoef nie te gekom het nie. Waarom het jy nou gekom? En my dogter sê toe, Daddy, my ma het nou vir ons hospitaal toe gebring. En moenie lelik wees nie. Want as hy nou nie vir ons gebring het, hoe sal ons nou weer uitgekom het? En toe die seun inkom, toe is hy net so ongelukkig, en hy sê, na 2 jaar kom jy na my toe. Het jy nou kom kyk hoe ek nou doodgaan? Die kind was so ongelukkig, maar ons kan mos nou nie praat nie, want hy is 'n hoë bloeddrukleier, en ons is te bang sy bloeddruk styg, en ons is in die ICU, daar mag jy mos nie baie praat nie, jy moet mos maar nou net die rustige een wees. En hy het toe nou daar gelê, en ek gaan toe later maar uit, ek en die dogter, en sit en wag daar buite. Sy familie was almal daar, en hulle bid, en gaat aan, en so, en ek is maar net rustig. En ek is toe huis toe, en die Sondag toe sê ek vir die kinders, ons moet maar weer gaan. Hy het nie goed gelyk, ons maar weer gaan. En toe gaan ek weer terug. My seun is toe saam, my dogter en haar neef het toe gegaan, en hulle is toe in, ek gaan toe nie in nie. Want ek voel ongelukkig, want hy het my die vorige aand toch uitgeskel. Toe dink ek gaan nie in nie, hoekom het ek elke keer die skelle vat, en dan kan ek niks sê nie. En toe sy nou uitkom, toe sê sy, mami, my pa is baie moeg. Hy het nou 3 keer vir my gevra, gaan jy nou my nie groet nie? En ek wil toe nie vir haar sê, hy het afskeid van jou geneem nie. En ek sê toe maar net, toe maar, Sissa, Daddy gaan regkom. Maar in my hart weet ek, hy gaan dit nie maak nie, want ek het gesien, hy is swak. Ja. So van jou tyd hardloop alweer vinnig uit. En hy toe nou gesterf, en ek het toe nou na die prokureur toe, want hy het sy skei aanhange gemaak, en ek sê toe vir haar, my man is oorlede, ek kan nie aangaan met die skei nie, sy is toe net so bly, want sy sê toe, jy sal alles verloor het in die geval. Ek sê vir haar, die Here bly die Here. Die Here het die seerplek in my hart gesien. Die Here het gesien, ek kan dit nie verder maak nie, daarom het hy my man kom haal. Ek wil vandag vir u bemoedig wat na my luister. As u in so 'n situasie is, fokus op die Here, want dit is wat ek gedoen het. Ek het net my oë op die Here gehou, ek het na geen mens geluister nie, ek het net die Here vertrou vir my situasie. En dit het lank gevat,
maar op die regte tyd toe gryp die Here in. Amen. Baie dankie. Amen. Amen. Baie dankie Sofia dat jy jou storie met ons kom deel het en wat ek uit jou storie uit kan vat is, die woord van die Here sê die liefde bedek alles. En al gaan ons deur 'n stryd, al gaan ons deur 'n situasie, die Here gee vir ons die krag om daar deur te kom, nie uit ons eie krag uit nie, maar net in die Here se krag en in sy genade. En dan die woord van die Here sê vir my en vir jou ook dat sy genade is vir ons genoeg. En soos ek altyd sê, as dit nie vir die Here was nie, waar sou ons gewees het? Volgende week is Sofia weer terug om haar storie verder met ons te kom deel. Onthou as jy nog nie 'n kopie het van hierdie boek nie, Mense en hul stories, die 3de edisie nie, kan jy gerus vir ons 'n boodskap stuur en ook my 7de boek, A Mother's Love, What a Mother Wouldn't Do. En ek dink Sofia, jou storie klink amper dieselfde soos myne. Al gaan ons deur wat, gaan die Here toelaat dat ek en jy nog steeds na ons geliefdes moet kyk. Al was ons hoe behandel, ons moet nog steeds die liefde van die Here bewys aan ander. So baie dankie, mag die Here jou ryklik seën. Dit was dan Mense en hul stories saam met my Natasha. Vir kon tot volgende week, selfde tyd, selfde plek.